alle mense. Vandag sit ek so 'n bietjie en ek dink aan toe ek weer groot geword het daar op die Wesrand, Witpoort is area. Saterdag-aande was altyd 'n driving aand, wat ons driving toe gegaan het. En hoe gewilde die rolprent was, hoe vroeër moes ons gaan. Ek weet hy eendag was daar rolprent se naam was Gold Squad. En die rykarre was seker wel 10 kilometer wat gewag het om in te gaan met daai driving. En hulle het gewoonlik eers so 'n uur en 'n half voor die rolprent begin het die hekke oopgemaak. En as jy nie in daai queue was, nou gewilde rolprent was, as jy nie in daai queue was teen daai tyd nie, dan het jy nie ingegaan. Dan het jy omgedraai en dan moet jy maar na 'n ander inry toe gery om 'n rolprent te gaan kyk. Ons het so 3 inrye so naby mekaar gehad. Een was Impala driving, dan het ons Sterle gehad en dan Kreeusdorp. Ek onthou as 'n jong man net toe begin bestuur het die goeders. Dit is nou baie gewild geweest onder die meisies. Dan het ek 'n first show, want daar was altyd 2 vertonings geweest. En dan het ek altyd first show met 'n meisie na 6 Impala driving toe gegaan. Na eerste vertoning, dan het ek huis toe gejaag, haar afgelaai, 'n ander meisie gaan optel en Sterlig toe gery vir tweede show. Ja, as 'n mens jonk is, dan doen jy nou maar stupid goed. Ek onthou een aand het ek en my vrou, ek is daar by Sterlig gesit. Ek dink die rolprent se naam was Ben-Hur, so iets van 'n lang rolprente. En so sit in 10:30 en daai mis so dik geword, dat ons nie meer die print op die skerm voor kon sien. Al die karre moes heel voor in ry gaan staan net so ons daai rolprent toe kon klaar kyk. En onthou julle die intermission, hoe lang die queues by die toilette was. En dit altyd as die rolprent of die voorskoue amper klaar is, dat jy nou dink hulle is amper klaar, of hardloop jy gou vinnig op na die toilette toe, om daar te wees voor die groot crowd kom. En natuurlijk, as jy huis toe gegaan het, het jy altyd hierdie lang queue karre gehad. En natuurlijk, as die rolprent klaar is, as jy sien, daai name begin net so speel, dan vlieg jy daarom weg daar en jy jaag om die uitgang te kom. Want as jy nie van die eerste kar is wat deur daai uitgang uitgaan, dan het jy ook in queues gestaan en dan het jy 5 km/h gery vir kilometers. En sulke lang rye karre wat die rolprente uitgekom het. En ek onthou natuurlik ook die agterste rye van die drivings. Ek dink nie, daar is enige iemand wat in die 60er en 70er jare groot geword het, wat ten minste nie een aand in daai agterste ry van die driving gesit het. En Thailand try speakers daar op die party. Dit word altyd mooi gestel geweest, almal in die kerk mooi hoor. Ek onthou een aand, het het gereën. Was dit die weerlig en goed geweest, en ek het daai speaker, so tussen my en my vrou gesit, het so amper aan my oor geraak. En die weerlig het ergens geslaan, maar dit het saam deur daai speakers is tussen kom, het my kop geslaan van die kant af, tot die venster aan die ander kant. Ek het amper latjak geslaan die weerlig daai aan. En
Ek het vriende gehad, ek weet 'n Sondagoggend of 'n Saterdagoggend, as hulle in die vorige aand driving toe was, daar by hom gekom het. En met daai speakerboksie agter op sy seat gery, want ek weet om hom terug te sit voor hy gery het. Hulle moes baie keer so terug gaan aan driving toe maar daai skadetjie betaal, sodat jy daai speaker hier kon opsit op die paal. Sê bietjie vir my, wat dink julle? Kan julle nog drivings onthou? En wat het julle gedoen wat interessant was daar in drivings? Tot volgende keer. Was DJ hierso en mag julle 'n lekker dag hê.